Goeiemôre graad 10's. Hier is ons nou alweer in my kombuis. Ja. Okay, so dit is nou vandag vir julle donderdag. Ons gaan nou blykbaar net elke donderdag hierdie aanlyn klas hê. So dit is bietjie min tyd vir my en vir julle, maar ons gaan maar die beste daarvan maak wat ons het. Right. So vandag se datum is dan die 9de Junie. Dit is die 25ste les. Ek hou rekord van alles wat ek met julle gedoen het. So ja, as jy terug is by my in die klas, dan gaan ons bietjie van die werk weer hersien. Van die bladsye wat julle nog by julle het ons oopgelos. Ons gaan dit voltooi en dan gaan ons met die pad begin. Ja, daar's blykbaar nog 'n pad in die pipeline. In 'n geval, soos ons steeds by hoofstuk 5 is doen baie isometriese tekeninge wat jy moet isometries kan teken. En dan is dit werkboek bladsy 55 gaan ek nou met jou doen. Ek gaan hom vir jou wys op die projektertjie en vir jou net weer hersien hoe om 'n isometriese sirkel te teken, want jy het nou rukkie terug geteken, hè? So ons is bietjie weer uit oefening uit. En dan sal jy sien hier in rooi, agterop is bladsy 56. In rooi, daai. Dit beteken dit is huiswerk. Ek wil hê jy moet hom self probeer. Met ander woorde, jy gaan self hom 'n hulpomsig moet teken want hy het 'n helfte van 'n 6kant. En jy gaan hom 'n boks inteken en hy het 'n isometriese sirkel op. So dis 'n baie goeie aanduiding vir my om te kan sien of jy dit self kan teken. Ek kan nie elke keer vir julle die goed so wys nie. Ek moet bietjie laat gaan. Ek gaan julle nie heeltemal laat gaan nie, moenie worry nie. Ek gaan nog steeds vir jou 'n bietjie goedjies wys en ek sal nie vir jou 'n skets gee as ek reeds al van dit vir jou geleer het nie. Ek kan nie vir jou mos nou iets gee wat ek nog nie met jou behandel het nie, soos die isometriese sirkel. Ons moes dit eers bietjie behandel en leer om dit te teken voordat jy nou fisies dit kon doen. Maar laat ons maar begin dan met 55 en ek gaan vir jou op die projektor wys. Dan gaan ek weer vir jou die isometriese sirkel hersien en dan behoort jy bladsy 55 te kan teken. En dit is ook die een wat jy nou vir my volgende week Woensdag gaan ingee. Dit sal dan hierdie skets wees, ek hoop julle gaan kan sien, dis daai enetjie daar. Ok, dis die enetjie wat ons nou doen in die klas, in my kombuis. Right. So laat ek gou die projektor aansit hierso, die projektortjie, en dan gaan ek julle weer afwen, ek sal 'n bietjie uit oefening uit, jy sê, dis 'n week en 'n half wat ek nie aanlyn les gedoen het nie. Ok, so daar is hy, hè? Ek hoop julle kan hom sien. So dit is die sketsie hoe hom vir jou gee. Dan gaan ons nog gaan, jou instruksies. Ek het ietsie opgetel as my baie weet is, ek sal môre vir meneer Howard gaan vra presies hoekom is dit so. Want hulle praat nou hiervan, by jou instruksies, gaan hulle vir jou sê, is isometriese tekening. Ons simbool is 'n derde hoeks ortografiese projeksie. En ek het julle geleer, derde hoeks het 'n regteraansig. Nou by ons gegewe instruksies, hier waar daar staan gegee, op die papier sal jy dit ook sien, so aan die regterkant. Sê hulle, die vooraansig en linkeraansig. Dis ek soos nee, dit maak nie vir my sin nie. Ek weet nie of die boek dalk 'n foutjie het nie, I don't know, ek kan ook miskien nie bywees met dit nie. Dit is bietjie laat in die aand, dit is aandklas. So ek gaan nou kyk, môre en net uitvind hoekom is dit so. Dis baie weird. Maar dit maak nie saak eintlik nie. Ons werk nog steeds op die derde hoeks ortografiese projeksie. So hierdie sal nog steeds jou vooraansig en regteraansig. Maar as hulle vir jou hierso volgens daai instruksies en sê nou maar net dit was 'n eerste hoeks van daai simbool is derde hoeks, ek is 100% seker daarvan. Dan is hierdie nou sê hulle vir jou, daai is dan jou vooraansig en hierdie is jou linkeraansig as jy nou jou eerste hoeks ortografiese projeksie baie goed ken. Dan is dit 'n skaal van 1 tot 1, dankie tog, jy hoef nie afmetings te verander nie. Maar wat vir my belangrik is hierso, hulle sê geen stensels mag gebruik word nie. Met ander woorde, ek gaan kyk vir jou konstruksielyne. Ek gaan kyk waar is jou konstruksie vir jou isometriese sirkels. Jy kan dit met stensels doen, maar jy mag nie. Dan, geen verborgde besonderhede word verlang nie, so geen stippellyntjie. Sien julle, hierdie is verborgde besonderhede. Met ander woorde, hierdie stippellyntjie dui aan op daai gaping wat jy daarso sien. So dit is verborgde detail. Hierdie rooi lyn wat hier deurloop, dit is sentrale lyne. Sentrale lyne is lang, kort lyntjies. Goggas. Kom. Let's go. Sien julle hierso praat hulle, daar wys hulle vir vooraansig. Dis weird.
Want nou volgens derde hoeks is hierdie vooraansig, daar is regteraansig. Maar ja, asseblief so vir my nou daai, moenie na dit kyk nie, teken soos wat ons nou al die ander sketse geteken het, asseblief. Soos ek jou geleer het, as jy nou kan onthou, as rukkie terug, jy teken altyd eers jou boks. So jy gaan op jou gegewe tekening. Jy gaan soek vir my jou totale hoogte. En as jy gaan kyk, dis die 20 plus die 50 plus die 35 radius. Dan kry jy jou totale hoogte vir jou boks. Hierdie lengte wat jy hierso sien, dit sal dan gewees het 100. En daai stukkie daar was 70. Dan moet jy jou senterlyne gaan inteken. Nou hierdie senterlyn is maklik. Jy deel mos jou 70 in die helfte, soos 35 senterlyn af. En dan van bo af om daai ene daar in te trek, die horisontale senterlyn, het ek gegaan en jy gaan meet die 35 af. Wat hulle vir jou gee, jy werk mos met radius. Dit kry jy op jou afmetings. En dan kry jy daai senterpunt daar. Hierdie is belangrik vir jou isometriese sirkel. Jy gaan nou sien soos dit ons omteken. Jy moet vir my eerste altyd jou boks teken. Dan kan jy gaan, jy begin altyd van onder af boontoe teken. So jy gaan kry hierdie gedeeltetjie, daai is op jou vooraansig, dit was daai op die 100, dan sy hoogte was gewees 20. Hierdie stukkie, daai stukkie daar, jy kort 'n hulpaansig vir hom. Okay? Die hulpaansig is eenvoudig. Jy kry hom op jou regteraansig aan die onderkant waar daar staan 'n 60 grade hoek. Dan kry jy 'n hoogtelyntjie daar wat sê 10 en die onderste gedeelte is 10. So jy gaan letterlik 'n vierkant gaan teken, vierkant, dan van 10 by 10 by 10 en dan gaan jy 'n bietjie langer lyntjie trek en jy gaan 'n 60 grade lyntjie vir jou so intrek om daai onderste afmeting te kan kry. So dan gaan jy van punt A af meet, jy gaan daai lyntjie daar insit en jy gaan hierdie lyntjies net verbreek. Jy moet asseblief mooi kyk, jy moet die hulpaansig. Dis al vangplekkie van hierdie hele skets. Dis regtig nie 'n moeilike skets nie. So daai stukkie daar het jy 'n hulpaansig nodig. Die hulpaansig gebruik jy vir al twee stukkies. Op die PDF file sal jy hom sien. So daai hulpaansig is nodig. Maar kyk, hulle gee vir jou afmetingkies daar. Dit was regtig nie moeilik nie. Die instruksies is ook heel duidelik geweest om daai stukkie te kan kry. So as jy dit nou klaar ingetrek het, hierdie is ligte lyne want jy moet nou 'n isometriese sirkel gaan inteken. Hierso sien julle daarso 'n blok. Dis jou isometriese blok vir jou isometriese sirkel. En daar loop jou senterlyne. OK. Ek moet op sê OK. Maar nou ja, dit is seker maar in my gene, man. Hierdie lyntjies is maklik om in te trek, afmetings is eenvoudig om te kry, want hulle gee vir jou daai breedte daar, dan gebruik jy mos jou senterlyn, en dan sit 20 kant toe, 20 hierdie kant toe, totaal was 40. Dis baie maklik, jy sien dit raak op jou regteraansig. Ek gewerk nou met die derde hoeks ortografiese projeksie. Nou 'n ander ding is, jou isometriese sirkel, jy soek jou stomphoeke eerste, dan sit jy mos jou passer se skerppunt daar neer, ons trek eers ons lyne in, uit ons stomphoeke uit, vanaf die stomphoek na jou senterlyn toe, stomphoek na jou senterlyn toe. Hier is ons die teenoorgestaande hoek is ook 'n stomphoek, senterlyn toe, dan kry jy daai twee punte daar. Dan gebruik jy jou stomphoek, jy trek die verbogie in. Stomphoek, verbogie daarin. Skerphoeke, kort jy die naaste punt, omdat dit 'n skerphoek is en 'n skerp draai is, gebruik jy die naaste punt. Jy gebruik nie die verpunt nie, jy gebruik die naaste punt. Maar as jy nou jou sirkel, moet asseblief nou nie die foutjie maak wat ek gemaak het nie. Ja, ek teken al hierdie goed ook. So jy gaan en jy trek daai lyntjies daar, moet jy bietjie ligter intrek. Kyk mooi waar hierdie lyne loop. Daai lyn daar en daai enetjie loop daar. Dit was 'n ligte konstruksie. Dat jy min of meer weet, as jy hierdie groot sirkel, hierdie groot boog intrek, dat jy weet, okay, van daar af trek ek hom in. Hoe groot moet jy jou passer oopmaak? Daar is nie 'n afmeting nie. Jy sit jou passer neer, maak hom oop op die afstand van jou senterlyn hierso,
Jy trek hom ons van centerlyn na centerlyn, maar jy gaan hierdie stukkie ligter moet intrek. Maar as jy kyk op jou regteraansig, daai stukkie is mos nie daar nie. So daai is 'n vangplekkie en hierdie onder was 'n vangplekkie. Dan moet jy ook aan die agterkant, hierdie gedeelte wat jy hier ingetrek het, sal jy help vir hierdie stukkie daar, dat jy weet hoe om van waar af om jou isometriese blok of boks in te trek. Dis dieselfde afmetings wat jy hiervoor gebruik het. Jy gaan nou basies, jy kan die punte ook net oortrek as jy weet waarvan om dit te trek. So jy kan enige manier gebruik om dit te doen, maar jy kort nog steeds jou isometriese boks, jy kort nog steeds jou centerlyne, jy sal sien daar is 'n stomphoek, teenoorstaande hoek is ook 'n stomphoek, skerphoek, skerphoek. Onthou, ons het nou al hierdie gedoen. Nou sal jy sien, daar trek hulle nou punte oor, dat jy weet van waar af jy jou bogies kan intrek, maar weer eens, hierdie stuk is donker, daai stuk daar, myne is nie eens op my PDF-file ingeteken nie, was nie vir my nodig nie, maar wat ek gedoen het is, ek het hierdie 30 grade lyn hier gaan insit, so ek het my driehoek opgetrek, tot op die rand van my sirkel hier, en ek het 'n lyntjie, konstruksielyn ingesit, hierso, tot op die draai, konstruksielyn ingesit. Toe weet ek toe ek nou my isometriese sirkel, die konstruksie binne klaar geteken het, toe weet ek van daar af, van waar net daai stukkie daar is, van die skerp punt daar af. Hierdie boog is volledig, dis uit daai punt uit daar, en hierdie punt het ek gebruik vir daai stukkie daar. So ek het basies net tot op die lyn getrek, toe stop ek. So eenvoudig soos dit. En dan, hulle noem het projekteer dit van voor na agter toe, so ja, want dis dieselfde tipe ding. Ja, so is regtig nie 'n moeilike skets nie, hy is eintlik baie lekker, hy oefen nogal jou isometriese sirkels, en jy gaan hulp aan sig hê. Sien julle hoe begin die goed in mekaar invleg? Jy kan nie iets skep nie. As ek vir jou nou byvoorbeeld hierdie skets wat ek agterop het, al twee sketse op hierdie bladsy, 55 en 56, hierdie een, al twee moet gedoen word. Want dit volg op mekaar, dit word moeiliker soos wat ons aangaan. Maar as jy saam met my werk, gaan nog hierdie afsit, dan behoort jy fyn te wees. Ga julle op bietjie opskuif. Hoop julle kan my sien daarin, want dit is baie donker buite. So ek wil net gou weer hersien. Ons isometriese sirkel. Baie eenvoudig, jy moet 'n isometriese sirkel kan teken. So jy gaan altyd, hulle gaan nie vir jou boks gee op isometriese sirkel nie, nee. Jy gaan hulle self intrek. Hy lê nou teen 'n hoek van 30 grade, so dis nou die enetjie, dis nou jou regteraansig. Ek het nou nie die vooraansig nie, ek het ook nie die boaansig nie, ek het net een aansig geteken hierso. So jy gaan soek jou stomphoeke. Hierdie is 'n stomphoek. Wat is 'n stomphoek? Hy is jou hoeke wat groot oop is. Hierdie teenoorstaande hoek is ook 'n stomphoek. Dis 'n hoek wat groot oop is. Dis jou grootste hoeke. So daai is jou eerste twee punte waarmee jy gaan werk om jou lyne in te trek. Moet ek 'n groot fout hier so kan. Dan van jou stomphoek af trek jy vir jou lyn in na jou centerlyn toe, van daar af centerlyn toe. Van hierdie stomphoek centerlyn toe, centerlyn toe. En dan kry jy ons nou daai punt daar en daai enetjie daar vir jou skerp hoeke, jou skerp draaie. Dan kan jy net gaan. Onthou, daar is nie afmetings vir hom nie. Jy gebruik jou konstruksie. So hierdie punt hierso is jou skerp punt van jou passer hier neersit, dan maak jy jou passer oop tot op jou centerlyn hierso. En dan weet jy van hier af tot daar moet jou boog gaan en dan van daar af gaan trek jy net 'n groot boog in. Dis die eerste deel. Daar's mos 4 dele. Jy hoef nie altyd met jou groot hoeke of groot bo te begin nie, jy kan die skerp bo ook eers teken, maak nie saak nie. Dan van hierdie punt af maak jou passer oop tot op jou centerlyn, dan trek jy jou boog in van centerlyn na centerlyn. Okay, so dit is hoe jou stomphoeke werk. Dan gaan jy met jou skerphoeke. Dis 'n skerp draadjie, so dis jou naaste punt. Skerp draadjie, naaste punt. Dan maak jy jou passer oop tot op jou centerlyn, jy trek jou boog hier in. Hierso ook,
sit jou skerpunt van jou passer hier neer, maak jou potlood oop tot op die kant van jou senterlyn waar hy raak in jou blok en jy trek vir jou boog so in. Dis nogal, jy moet mooi kyk hierso dat hulle mooi inpas. Partykeer gaan ek met my passer, dan kyk ek net eers, okay, hy gaan uitwerk. Want hierdie hoek kan dalk uitwerk en dan daai ene nie, dan weet jy, okay, skuif bietjie jou passer, miskien is jou punt bietjie hier uit. So dit werk om daarna te kyk, dat jy nie snaakse, wat hulle mooi inpas hierso, want dis waar mense nogal kyk vir punte. Dat jou isometriese sirkeltjies mooi hierso by mekaar uitkom, dat dit nie lyk soos wat hierdie nou op die bord lyk nie. Reg, so ek hoop julle onthou nou om isometriese sirkels te teken, want ek het daai papier mos nou ingeneem en ons merk en merk. Laat ek gou net vir julle sê, die vorderingsverslag, julle het nou gister julle vorderingsverslag gekry. Die punte op die IGO, moenie jou polse afkou as jy sien jy het 40 of jy het 50. Die werk wat ek met jou doen, mense, is nie bonuspunte of bonus. Ek merk akkuraat, dat jy kan sien, okay, dit is waar ek lê. Soos jy op 40 lê, is dit nog steeds goed. Want om hierdie te kan doen, sonder dat jy by my in die klas is, sonder dat ek vir jou kan sê, daai lyntjies verkeerd, of daar maak dit reg, is nog steeds goed. Ons het iets om vanaf te werk. Die vorderingsverslag is nie jou rapport nie. Die vorderingsverslag is om te sê, hoe het jy gevorder saam met my? Hoe goed kon jy saam met my werk op die aanlyn lesse of aanlyn klas? So ek het nie gegaan en julle gebabiekie toe ek het gemerk het nie. Julle sal sien as julle by my in die klas kom en ek deel daai goed uit. Ek gee konstruktiewe, hoe kan ek sê, leiding. Want ek weet wat wag vir ons. Ek weet wat moet jy kan doen in graad 11. Ek weet wat jy moet kan doen in graad 12. En vir my om jou daar te kry, moet ek ongelukkig so wees. Daar is van julle wat 80 gekry het. Well done. Maar daar is van ons wat bietjie meer werk gaan doen. Ek gaan nou volgende week, want as julle sal sien die hoofstuk raak nou klaar. Ek wil kyk of ek iewers iets kan opstel vir ons, soos 'n toetsiewerkkaart, wat nie in die werkboek is nie. So jy gaan nie sien hoe die ding lyk as hy klaar mekaar is nie. Dit is ook hoekom ek nou nie vir jou bladsy 56 gewys het nie. Bladsy 56 moet jy self kan sien en jou 'n prentjie kan maak. Vanaf, hulle gee vir jou by hom 'n vooraansig en 'n bo-aansig. So jy moet hom aan mekaar vir my gaan sit. Daar's nie 'n regter aansig nie. So ja, gaan doen wat ek vir jou geleer het. Teken jou boks in, teken die hulpaansig. Hulpaansig gaan jy gebruik die bo-aansig. Gaan jy die hulpaansig nodig hê, want daai is 'n halwe 6-kant. Jy behoort nou altyd kan insien wat is 'n 6-kant. As jy nie kan nie, probeer ten minste. Probeer, want op 'n probeer kan ek sê, dit was jou foutjie, kom ons maak dit reg. Jy kan nie vir my net niks ingee, hoe moet ek jou help? Regtig ouens, regtig. So ja, ek hoop ek sien julle binnekort. Ek was regtig opgewonde, my klas is reg. Julle sal nie glo hoe goed lyk my klas nie, ek het moeite gedoen. Ons het allerlei strikke en ek het extra sanitizertjie vir ons gekry en alles. En toe sê die minister, julle mag nie terugkom nie. Maar is alright, ek is nog gesond, ek hoop julle is nog gesond, en dit is 'n positiewe ding, en dan sien ek julle volgende week in donderdag weer vir aanlyn klas, tot dit verander. So ja, ek hoop julle almal is veilig, ek hoop julle almal is gesond, en ek hoop ons kom deur hierdie ding almal mooi saam, happy. Okay, lekker dagie vir julle, en ek is regtig jammer dat julle nie by die skool kom wees saam met my nie. Right, dankie julle.